Welkom terug, en vandag is ons by les 26, en het sê, my aanvalsgedagtes val my onkwetsbaarheid aan. Dit is ongetwyfeld duidelik, dat as jy aangeval kan word, jy nie onkwetsbaar is nie. Jy sien aanval as 'n wesenlike bedreiging. Dit is omdat jy glo dat jy werklik kan aanval. En wat deur jou gevolge het, moet ook op jou gevolge hê. Hierdie wet sal jou uiteindelik red, maar tans misbruik jy dit. Jy moet dus leer hoe om dit in jou beste belang te gebruik, in plaas van daarteen. Omdat jou aanvalsgedagtes geprojekteer word, sal jy aanval vrees. En as jy aanval vrees, moet jy glo dat jy nie onkwetsbaar is nie. Aanvalsgedagtes maak jou dus kwetsbaar in jou eie geestesdenke, want dit is waar die aanvalsgedagtes is. Aanvalsgedagtes en onkwetsbaarheid kan nie tegelyk aanvaar word nie. Hulle weerspreek mekaar. Vandag se idee stel die gedagte bekend dat jy jouself altyd eerste aanval. As aanvalsgedagtes onvermydelik die oortuiging meebring dat jy kwetsbaar is, dan is die gevolg daarvan dat hulle jou in jou eie oë verswak. Dus het hulle jou persepsie van jouself aangeval. En omdat jy in hulle glo, kan jy nie meer in jouself glo nie. 'n Vals beeld van jouself het die plek van wat jy is ingeneem. Oefening met vandag se idee sal jou help begryp dat kwetsbaarheid of onkwetsbaarheid die resultaat van jou eie gedagtes is. Niks anders as jou gedagtes kan jou aanval nie. Niks anders as jou gedagtes kan jou laat dink dat jy kwetsbaar is nie. En niks anders as jou gedagtes kan aan jou bewys dat dit nie so is nie. 6 oefenperiodes word benodig om vandag se idee toe te pas. 'n Volle 2 minute kan vir elk probeer word, alhoewel die tyd na 'n minuut verminder kan word as daar te veel ongemak is. Moenie dit verder verminder nie. Die oefenperiode moet begin deur vandag se idee te herhaal, jou oë dan te sluit en weer te kyk na onopgeloste probleme, waarvan die uitkoms jou bekommer. Die bekommernis mag die vorm van depressie, besorgdheid, woede, neerdrukkende gevoelens, vrees, voorgevoelens of beheptheid aanneem. Enige probleem wat nog nie opgelos is nie en deur die dag by herhaling in jou gedagtes opduik, is 'n geskikte onderwerp. Jy sal nie in een enkele oefenperiode baie kan gebruik nie, omdat meer tyd as gewoonlik aan elkeen bestee moet word. Vandag se idee moet soos volg toegepas word. Noem eers die situasie by die naam. Ek is bekommerd oor, vul in. Gaan dan deur elke moontlike gevolg wat in die verband by jou opgekom het en vir jou bekommernis veroorsaak het, en verwys redelik spesifiek na elkeen deur te sê. Ek is bang dat, vul in, sal gebeur. As jy die oefeninge deeglik doen, sal jy omtrent oor 5 of 6 kwellende moontlikhede beskik vir elke situasie wat jy behandel, en moontlik selfs meer. Dit is veel nuttiger om 'n paar situasies deeglik te dek as om 'n groot aantal net aan te roer. Soos die lys van verwagte uitkomste vir elke situasie groei, sal jy heel waarskynlik sommige daarvan, veral die wat aan die einde by jou opkom, minder aanvaarbaar vind. Probeer egter om hulle almal, sover jy kan, gelyk te behandel. Nadat jy elke uitkoms waarvoor jy bang is, opgenoem het, sê vir jouself, daardie gedagte is 'n aanval op myself. Sluit elke oefenperiode af deur vandag se idee weer eens vir jouself te herhaal. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.